Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ek wil met jou vanoggend 'n deel wat ek glo wat regtig baie vir jou gaan beteken. Maar voordat ek dit doen, kom ons raak stil voor die Here en ons soek sy aangesig en ons aanbid hom. Here, baie dankie dat ons hulp vandaan kom as ons opkyk na U toe, Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid. Wie weet wat aangaan van die begin tot die einde. Here, ons gee ons gedagtes oor aan U. Ons wil vir U sê, Here, hier is ons. Hou vas U ons, Here, en lei U ons tydens hierdie boodskap. In Jesus naam. Amen. Nou, ek het laas naweek die voorreg gehad om 'n jong seun te doop en 'n man wat al 'n groot man is en dan ook 'n klein seentjie in te seën. En ek het voorbereiding gedoen vir die doop. En ek het vir hulle presies verduidelik wat gebeur as jy gedoop word, hoe die hemel oopgaan, die God se stem hoor van, hy's lief vir jou, en hoe jy gevul word met die Heilige Gees, hoe die 7 geeste van God op jou rus. Maar laas naweek was ook 'n brandpunt, glo ek, in elke gelowige se hart. Ons het beleef hoe TV-skerms skielik vol is van die nuus, van die oorlog wat aan die gang is, hoe Iran se leier uitgehaal is, en almal het geglo en gehoop dat as die slang se kop afgekap is, die slang niks meer sal kan doen nie. En die oggend, terwyl ek met 'n hart daar gesit het, wat 'n vroue hart is, wat 'n hart is omdat ek weet wat dit is, om partykeer net so magteloos te voel, wanneer jy weet, jou geliefdes is op 'n plek, wat nie 'n goeie plek is nie. En terwyl ek so met die Here gepraat het, vroegoggend, terwyl almal nog geslaap het, en ek die aangesig van die Here gesoek het ek na die see gekyk, wat baie rof was op daardie oomblik. Dit was onweer gewees, ek was in die dorpie wat genoem word Jesus se dorpie. Terwyl ek so na die see gekyk het, die Here vir my gesê, kyk na die kruis, en daar's 'n klein koppie, en daar waar ek was op die balkon, was die kruis so klein gewees. En letterlik hoor ek hierdie woorde by die Here. Zoom in op die kruis. En ek het vir die Here gesê op daai oomblik, Here, ek wil net hierso lê op hierdie bank, op hierdie balkon, en ek wil met U praat. En hy het weer vir my dit gesê. En ek het opgestaan en ek het my foon gevat, en aan die einde van hierdie boodskap gaan jy sien wat ek gesien het. Ek het my foon gestaan en hy het vir my gesê, zoom in. En ek het die zoom oopgemaak, al hoe groter, totdat omtrent net die kruis oor was, waar die kamera van die foon is. Die Here het vir my die volgende gesê. Hy het gesê, soos jy ingezoom het alles om jou weggeraak. En dit is 'n boodskap, wat vir jou en vir my 'n boodskap is. So eenvoudig, wat die Here net vir jou vanoggend wil sê. Waar jy in jou lewe is, doen net iets, en dit is begin inzoom op die kruis, die een wie gekruisig is vir jou en my, Jesus Christus. Want as jy inzoom op die kruis, dan zoom jy in op die wapen
wat elke wapen, wat ooit gesmee kan word, op daardie tyd vernietig het, vir ewig en vir altyd. En hierdie woord het in my hart kom lê, daardie oggend. Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop, wat voor ons lê. En weet jy, so baie keer, het ek hierdie selfde skrif geïnterpreteer, die wedloop hardloop. Want daar is ander plekke wat hy praat van die wedloop hardloop. Maar hierdie deel van Hebreërs 12 vers 1 sê vir ons, dat in die hemel daar 'n wolk van getuienisse is, wat ons aanmoedig op hierdie aarde om die wedloop te loop. Ja, God weet alles. Hy weet dat jy dalk nou te moeg is, nie krag het nie, dat jy die wedloop nie kan hardloop nie, maar dat jy besig is om hom te loop. En hy sê vir jou, jy is nie al een wat deur dit gaan nie. Voor jou was jou geliefdes, wat nou 'n wolk van getuienis rondom God se troon is wat jou aanmoedig. En voor hulle was daar Bybelse karakters wat hierdie wedloop geloop het van hierdie lewe. En hier kom hy sê, laat ons elke las aflê. En soos wat jy inzoom op die kruis, raak jy bewus daarvan, wat Jesus vir jou gedra het. Daardie, wat hy sê, die sonde wat jou so maklik omring, daardie goed wat so groot massief voor ons lê, as ons net verby dit inzoom na die kruis toe, dan besef ons, wie het vir ons elke sonde oorwin. Dan kom hy en hy sê, dat die oog gefestig is op Jesus, die leidsman. Wat het hy vir jou en my deurgegaan, om ons deur dit te lei, wat ons vandag nou op hierdie oomblik in vasgevang is. Hy is die volëinder van die geloof. Met ander woorde, toe Jesus in jou lewe begin spreek het jy begin agterkom hoekom jy kan glo. Want Heilige Gees het in jou kom bly, en hy het jou kom help om te glo. Maar dan staan daar, hy is die volëinder van die geloof. Daar is niemand ooit gewees op 'n plek soos wat Jesus was, waar alles gelyk het, asof alles verby is aan daardie kruis. En hy het aanhou glo, dat waarvoor hy gestuur is, dat dit volbring sal word. En sy eie woorde aan daardie kruis was, dit is volbring. Dis klaar, it is finished my bride, sê die Passion Translation. Hy het die kruis verdra. Hy het daardie verdra wat vir jou en my so moeg maak, wat ons so moedeloos maak, wat ons so leegtap, wat ons so verward maak. Hy het dit verdra. Hy het nie opgehou en die kruis neergesit en gesê, nou is dit verby, ek gee op jou, ek is klaar met jou nie. Hy het daardie kruis vir jou verdra. Weet jy, as jy aanhoudende pyn het, dan raak jy naderhand geïrriteerd in jou vlees, in jou siel, in jou liggaam. Daar's 'n irritasie wat by jou opkom. Jy is nie eens lus vir mense om jou nie. En Jesus kom vanoggend en hy sê vir jou, ek het jou kruis verdra. Want ek en jy was binnekant in hom. Hy het daardie Via Dolorosa, daardie wedlooppad geloop vir jou en vir my, terwyl hy ons
verdra het. Wat was sy fokus? Sy fokus was gewees hierdie, om aan die regterhand van God te gaan sit. Om weer by die plek uit te kom, waar hy vandaan gestuur is. Maar nie hierdie keer, dat hy in vernedering gekruisig is nie, maar dat hy sal regeer en magtig regeer, want aan hom behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid tot in alle ewigheid. En dit is waarmee ek jou wil los vanoggend. Aan hom kom toe die lof, die eer, die heerlikheid, want aan hom behoort al die mag, al die krag, al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons zoom in vanoggend op wat Jesus vir ons by die kruis gedoen het. Wanneer jy vanoggend jou nagmaal gebruik, dat jy vanoggend weet, dit moet jy inzoom. Nie in wat mense aan jou gedoen het nie, maar wat die bloed van Jesus vir jou doen. Dat jy kan vergewe, dat jy kan vryspreek, dat jy onder die krag van Jesus se bloed kan wees. Dat jy kan inzoom vanoggend op wat die liggaam van Jesus Christus vir jou gedoen het. Deur sy wonde daar vir jou genesing gekom het. Dat jy ook sal sê, hierdie, die vreugde wat my voorgehou is, dat ek ook my kruis kan optel en Jesus volg. As ek my kruis vanoggend opgetel het, wat Jesus vir my gedoen het aan die kruis, dan kan ek kom by daardie plek wat ek nou vir jou gaan wys, om in te zoom na die kruis toe. En soos jy inzoom na die kruis toe, sal alles wat in die pad is, verdwyn. Amen.